Goeiemôre. Baie welkom by vanoggend se erediens. Is 'n besonderse dag. Ons vier Pinkster vandag. En ons het verder die voorreg om vandag 'n doop en 'n belydenis te aanskou. Dat die Here dit so beskik het dat ons dit vandag kan doen en ons is dankbaar teenoor hom vir dit ook. Ons wil net welkom sê aan almal, vriende, familie, in besonder vir Dirk en Marika se familie en welkom hierso. Ons wil ook graag vir klein Jan Dirk welkom sê. Hulle doop Dirk en Marika doop vandag hulle seentjie Emil. En ons wil ook vir die oupas en oumas en familie en vriende en almal wat hier teenwoordig is sê baie welkom. Hoop dat julle ook so tuis voel hier tussen ons. Dan het ons ook die groot voorreg om drie broers te hê wat geloofsbelijdenis aflê, Stian Botha, Aiden Miller en Heinrich Nel. Baie welkom aan julle familie ook. Groot voorreg om saam julle familie te kan aanskou. Julle sê julle glo in die Here en dat julle geloof bely voor die hele geloofsgemeenskap. Ons wil ook nou net graag vanoggend afkondig van die Engelse diens wat plaasvind. Onthou daar soos 16:30 het ons begin met die Engelse diens. Ons wil julle uitdaag, kom woon dit by, bring iemand saam. Dit is regtig 'n groot voorreg, is 'n baie mooi geleentheid en dit word mooi gedryf. En ek dink 'n dag soos vandag waar ons in besonder gesien het leer van hoe die Here sy gees oor die apostels uitgestort het en hulle in verskillende tale begin praat het wat almal van reg oor die wêreld gehoor het. Die evangelie kon gehoor word in verskillende tale. Is dit belangrik om te weet, ons het 'n verantwoordelikheid om op verskillende wyse die evangelie ook hier te verkondig. En daarom lei die Here ons om die Engelse diens ook te begin en ons wil julle graag aanmoedig. Kom woon dit by, nooi mense saam wat julle dink dalk bietjie sukkel met Afrikaans. Dis 'n groot geleentheid wat ons het as 'n gemeente. Ons het dan ook vanaand die voorreg om ouderlinge in die ampt te bevestig. Dit is Eugene Grobler, Michiel Kreer en Andries van Heerden. Ons is baie opgewonde vir hulle dienswerk wat hulle gaan doen en dat die Here vir hulle die roeping gegee het om die ampt as ouderling op te volg. En ons bid vir hulle alle seën en sterkte en wysheid van die Here toe in hierdie baie belangrike werk wat die Here vir ons gee in 'n gemeente ook. Dan net 'n herinnering, volgende week is nagmaal, die 31ste Mei. Daar's meer besonderhede ook in die blaadjie rondom dit. Ons wil ook dan vir Aiden Miller en sy verloofde Andri Voogd in ons midde verwelkom. Aiden en Andri, kan julle opstaan asseblief? Julle moet hier wees vandag. Maar baie welkom en dis wonderlik dat die Here ook so julle gelei het hier na ons toe en ons hoop dat julle 'n wonderlike geloofsgemeenskap hier tussen ons ook vind. Baie welkom hierso. Dan dink ons, ons groet ook dan vir Daniel en Melandri Kreer. Hulle vertrek na Gereformeerde Kerk Potgietersrus en dan groet ons ook vir Savannah Kombrug. Sy gaan na Gereformeerde Kerk Waterkloof toe. En ons bid dat die Here hulle ook sal seën op hulle geloofsreis verder op ander plekke in die land waar hulle ook nou is. Ons dink aan die volgende lidmate. Marie Botha het 'n heupvervanging ondergaan en is reeds ontslaan. En sy herstel goed en ons dink ook aan haar en ons bid dat die Here haar sal bystaan. Jeanette Luke is hierdie week gehospitaliseer vir lae bloeddruk, maar sy is ook ontslaan en ons is dankbaar dat die Here haar ook bystaan daarin. En dan Leanne Opperman is weer ontslaan en haar suurstofvlakke moet dan net in alle tye gemonitor word. So ons bid vir haar en haar familie wat hierdie groot taak het en ons bid vir verdere herstel ook daarso. En dan baie geluk aan Annemie Mouton met die geboorte van haar kleindogter Inge. Is die dogtertjie van Annel en Stian en sussie vir klein Paul. En dan was daar baie trotse oupa ook in die konsistorie. En ons sê, hy het ook gesê die doopreeks gaan voort. Dit is Erik Bink en Hubert en Beth Harding en Ansa wat 'n kleinkindryker is. Dit is Katrein van Emile en Annelie Hubert wat gebore is. So baie geluk aan julle ook.
Dan wil ons ook net afkondig dat geloofsfamilie 30 het onder leiding van Jannike, van die jong Jannike, 'n uitreik begin in Goliath. Ja, ek sien Jannike lag daar agter, maar ek dink dit is nodig om te sê jong, want dit beteken dit wys net vir ons dat maak nie saak hoe oud jy is of wie jy is nie, jy kan 'n uitreik begin en mens kan jou dienswerk vir die Here doen. Moenie sê ek is te jonk nie. Ek dink is Jeremia wat dit mos gesê het en toe sê die Here nee, is nie 'n verskoning hierdie nie. Maar hulle het 'n geloofsfamilie 30 het 'n uitreik projek begin na Goliath toe waar hulle een keer per maand na die kinders toe uitreik om die liefde van Jesus te deel, om te help met skoolwerk en net daar te wees en 'n verhouding met hulle op te bou. So daar sal nog 'n geleentheid kom na die erediens waar daar meer van die bediening gesê gaan word. Maar ons vra vir julle ondersteuning vanuit die gemeente uit. As jy geroepe voel om dalk betrokke te raak daarbey, dis regtig 'n mooi uitreik. Kontak dalk net vir Jannike of ek dink selfs vir Ria Breed. Dan het ons vandag ons feite reg. Daar is tee in die portaal daarso en daar's koffie agter in die kerk vandag. Die vieringe vind plaas in daai gedeelte, so die koffie is hier agter in die kerk en die tee is in die portaal. Ek dink daar's ons nogal 'n besige week wat ook voor lê. So kyk asseblief in die dagboek van die nuus of van die boodskapper vir die verskillende geleenthede waarby ons hierdie week moet betrokke wees. Dis vergaderings, dis lofprysingsaande en werksessies en nagmaal. So ons vra dat julle net mooi seker maak dat julle op die regte plekke uitkom. Kom ons sing vooraf. Omdat vandag ook dan 'n vol liturgie is, het die kerk dit goedgekeur om vandag se liturgie in die vorm van 'n aandliturgie te doen. So ons gaan nie die wetsgedeelte vandag hê nie, maar ons gaan 'n baie mooi geloofsbelydenisgeleentheid ook nou hê. Of nee, belydenis. Ja, ons gaan die geloofsbelydenis mooi sê en dan het ons later nog verder aan 'n mooi geloofsbelydenisgeleentheid ook. Kom ons sing saam vooraf lied 435, Heilige Gees, U bou 'n tempel deur die woord wat kragtig werk, en ons gaan hierdie versie 2 keer saam sing. Ons word stil voor die Here want ons weet sonder hom is daar nie 'n manier wat ons hier kan wees nie. Sonder sy waarheid en sy lig en sy
sy leiding in ons lewens, is dit nie moontlik om gelowiges te wees en daarom is ons so dankbaar teenoor hom. Ons raak stil voor die Here met die volgende woorde. Stuur u lig en u waarheid, dat die my lei en my bring na u heilige berg, na u woning. Laat my na die altaar van God, laat my ingaan na die altaar van God, die God oor wie ek wil jubel en juig, dat ek u kan loof met die lier, o God, my God. Geliefdes, die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle almal wees. Amen. Kom ons loof die Here saam met lied 434 verse 1, 2 en 3. Dit gaan oor die Heilige Gees, dit gaan oor sy werking in ons en hoe hy ons bystaan en ook bemoedig in die lewe. Lied 434 verse 1, 2 en 3. Sit, dankie. Ons geloofsbelijdenis kom vanoggend uit 4 tale uit. So ons vra dat julle vorentoe kom so lank. Julle kan sommer hier voorkom staan as dit reg is met julle. So in Engels gaan Kari vir ons voorlees, in Nederlands Wim, in Sotho Tsidiso en in Duits Elfriede. So ek sal dit ook vir ons hier op die skerm vertoon. I believe in God the Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, his only begotten Son, our Lord. He was conceived by the Holy Spirit, born of a Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, and crucified, dead and buried. Die het lijden van de hel heeft ondergaan, op de 3e dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen om te oordelen de levenden en de doden. Ke dumela ho moya o halalelang, ke dumela kereke e halalang e ka lefatshe lohle, le kopano ya bahalaledi. Ich glaube an die Vergebung der Sünden, Auferstehung des Fleisches und ein ewiges Leben. Amen. Baie dankie julle. Okay.
Goed, kom ons bid saam. Ons ewige God, wat 'n groot voorreg is dit nie om vanoggend hier by mekaar te wees nie, dat ons kan saamkom om U te loof en prys. Wat 'n groot voorreg is dit nie om te weet dat U ons uit verskillende agtergronde, verskillende kulture, verskillende tale by mekaar roep om in U te glo. Ons is hier vanoggend omdat U Gees uitgestort het en aan die apostels die roeping gegee het om uit te gaan in die wêreld en die woord te verkondig. So min van ons so wat eintlik gebore Israeliete is. Ons is almal van ons is hier te danke aan die groot sendopdrag wat U gegee het. Die woord wat verkondig is in verskillende tale en U Heilige Gees wat kragtig gewerk het. Ons voorouers en ons en dat ons net hier saam kan wees om te sê ons glo in Jesus Christus. Ons dankie vir die groot voorreg om vanoggend 'n doop en 'n geloofsbelijdenis te aanskou, dat ons kan sien hoe U ons skoon was van ons sondes, hoe U ons kies, hoe U ons vasgryp en reinig. En dat ons met 'n geloofsbelijdenis kan beleef hoe daardie beloftes waar is. Hoe ons kan sê, U het ons gekies, ons glo in U, ons lewe in U. Ons bid vir die kerk reg oor die wêreld, die uithoeke waarin U ons gestuur het. Ons bid dat U woord gehoor sal word vandag. Ons bid dat die gelowiges sal groei in hulle geloof. Ons bid dat ongelowiges onder die diepe indruk van Jesus Christus se verlossende genade sal kom. Ons bid vir bystand. Ons bid ook hierso waar ons in Bellville Oos is, waar ons in die Kaap is, waar dit 'n plek is waar soveel volke en nasies en kulture bymekaar gekom. Dat U ons sal help om te weet die uithoeke van die wêreld het hier na die stad toe gekom. En dat ons 'n geleentheid het om U woord te verkondig en te bring. Voor ons uit U woord uit gaan lees, bid ons dat U ons harte sal oopmaak. Dat ons U Heilige Gees so in ons sal werk dat ons hierdie woorde sal glo. Heilige Gees, ons dank U dat U ons vertrooster is. Ons dank U dat U geloof in ons harte wek. Ons dank U dat U herlewing bring. Ons dank U vir krag. Ons dank U vir suiwering. Ons dank U vir heiligmaking. Ons dank U vir die voorreg wat ons het om elkeen deur U gedryf te word. Mag vandag tot eer van U naam wees, mag alles wat ons doen wys daarna dat ons verloste sondaars is. Ons bid dit in Jesus se naam alleen. Amen. Ons gaan nou oor na die doopsbediening toe. Ons gaan die doopsformulier hierso saam lees. So die doop bestaan uit 3 dele uit, naamlik die doopsformulier bestaan uit 3 dele uit. So die eerste een is ons moet weet hoe groot ons sonde is. Tweedens moet ons weet oor ons verlossing en dan derdens is oor ons dankbaarheid. Nou rondom sonde moet ons erken ons word gebore in die sonde, ons noem dit die erfsonde. Dit wat Adam en Eva gedoen het, wat ons weg van die Here afgelei het, dit is nou nog so op ons. Ons wil weg van die Here af lewe, ons wil vasgryp aan alles behalwe die Here. Dit maak dat ons ver weg van die Here is en dan is die enigste manier om in God se koninkryk te kom deur wedergeboorte. En dit word aan ons geleer deur die besprinkeling met die water, want wanneer iemand gewas word, wys dit vir ons dat ons vuil is. En wanneer ons skoon gewas word, wys dit dat ons gereinig word. So die besprinkeling met die water wys in ons die vuilheid van ons siele en dit moedig ons aan om 'n afkeer van onsself te hê en ons redding buite onsself te soek by God. Die doop bevestig aan ons dat ons sondes afgewas is deur Jesus Christus en daarom word ons gedoop in die naam van God die Vader en die Seun en die Heilige Gees. In die naam van die Vader, wanneer ons in die naam van die Vader gedoop word, getuig ons dat hy 'n genadeverbond met ons oprig. Hy sê, hy kies ons as sy kinders, hy gryp ons vas, hy neem ons as sy kinders aan. En hy wil ons met alle goeie dinge versorg en alle kwaad van ons af weghou,
of tot ons bes wil beskik. As ons sê, ons word in die naam van die Seun gedoop, in die naam van Jesus, bevestig en verseël het, en nou verseël is ook 'n groot woord, maar dit beteken, sy naam word daarop gesit, soos wat 'n mens 'n pos in die ou dae geseël het, om te sê, dit kom van my af, en dit behoort aan my, en dis wat ek vir jou gee, so verseël die Here die doop ook in ons harte. Hy verseël en bevestig dat hy ons in sy bloed was, en dat ons sondes daardeur vergewe is. En hy maak ons deel van sy dood en opstanding. Deur Jesus is ons van ons sondes bevry en ons word in God geregverdig. En dit beteken dat ons sonder sonde is, ons is reg in dit wat Jesus gedoen het. As ons in die naam van die Heilige Gees gedoop word, dan verseker hy deur hierdie sakrament dat hy in ons wil woon en dat hy ons wil heilig maak. Hy maak ons deel van Christus, hy moedig ons aan om elke dag meer en meer soos Jesus te wees. Hy maak die afwassing van ons sondes en die daaglikse vernuwing van ons lewe ons eiendom. So dit behoort aan ons. Ons is vergewe deur Jesus se bloed, ons word skoon gewas en die Heilige Gees moedig ons aan om 'n heilige lewe te lewe vir die Here. Die Heilige Gees laat ons ook vorentoe kyk. Hy laat ons na die ewige lewe kyk. Ons lewe nou al reeds. Ons het nou al reeds die voorsmaakie van dit wat gaan kom. Nou rondom dankbaarheid. So sonde, verlossing en dankbaarheid. Ons weet hoe groot ons sonde is, ons word verlos deur die Here alleen en ons lewe nou in dankbaarheid. Nou dis ons dade wat ons verlossing wat oorgaan in dade. 'n Verbond bestaan uit 2 dele uit. Daarom moedig, roep en verplig die doop ons tot nuwe gehoorsaamheid. Dit is om God die Vader, Seun en Heilige Gees lief te hê, te vertrou en aan te hang met ons hele hart, met ons hele siel, met ons verstand en al ons krag. Ons moenie ons redding in die wêreld soek nie, ons moet deur die Gees se leiding ons ou natuur doodmaak en 'n lewe leef wat God se vrug dra. En as ons sondig en ongehoorsaam is, moet ons nie twyfel in die genade van God nie, maar ons moet nie twyfel in die genade van God en maar net aanhou sondig nie. Die doop is 'n seël en ontwyfelbare getuienis dat ons 'n ewige verbond met God het. Hy gryp ons vas en los ons nie, ons lewe in hom en hy lei ons terug weer op die regte pad wanneer ons teen hom sondig. Nou, hoekom word kinders gedoop? En die antwoord is, alhoewel ons kinders nie hierdie dinge verstaan nie, mag hulle nie van die doop uitgesluit word nie. Hulle het sonder dat hulle dit weet, deel aan Adam se straf, en sonder dat hulle dit weet, ook weer deel aan Jesus se genade. Dit is vrye genade wat Jesus aan ons skenk. God bevestig dit wanneer hy met Abraham, die vader van al die gelowiges, praat. Hy sê vir Abraham in Genesis 17 vers 7, ek sal my verbond oprig tussen my en jou nageslag na jou, in hulle geslagte as 'n ewige verbond, om vir jou 'n God te wees en vir jou nageslag na jou. En dan, ons gaan die eerste gedeelte van Handelinge 2 vandag lees, maar die tweede gedeelte, nadat die Heilige Gees uitgestort is, sê daar in Handelinge 2 vers 39, sê Petrus, wat God beloof het is vir julle en vir julle kinders. En vir almal wat daar ver is, vir almal wat die Here ons God na hom toe sal roep. God het vroeër in die ou verbond beveel dat kinders besny moes word, en dit was die seël en die teken van die ou verbond. En Christus het ook die kinders omhels, die hande opgelê en hulle geseën. Nou in die nuwe verbond, in Jesus se genadeverbond, is die doop nou in die plek van die besnydenis. Daarom kan kinders nie uitgesluit word nie, en moet hulle as erfgename van God se koninkryk gedoop word. Ouers moet hulle kinders leer wat hierdie beteken, soos wat hulle groot word en dit beter kan verstaan. En dan gemeente, ontvang hierdie kind vir klein Emiel as deel van die verbondsvolk van God en die liggaam van Christus. Ons plig as 'n gemeente is om lief te wees vir hom, te bid vir hom en om 'n voorbeeld te wees van 'n lewe in Christus. Dis wat so belangrik is ons verantwoordelikheid teenoor die kinders ook hierso. Kom ons bid saam. Ons ewige God, ons sondig so gereeld teen U. Sonder U word ons slegs daardeur gedryf en gemotiveer.
Maar tog kan ons vashou in U barmhartigheid. Tog weet ons dat U ons innig liefhet en dat U aan ons geloof en redding as 'n geskenk gee. Ons bid dat U vir klein Emil sal aanneem, genadiglik wil aansien en deur U Heilige Gees in U Seun Jesus Christus wil inlyf, dat hy sal deel hê aan Jesus se verlossing. Ons bid dat hy sal groot word met kennis van U, dat sy ouers gemotiveerd sal wees om hom te leer van U, en dat hy daagliks U beter sal leer ken, en 'n verhouding, en wil groei in sy verhouding met U ook. Ons bid dat U Heilige Gees hom sal lei en bemoedig, en ons bid dat hy in hierdie lewe wat so moeilik kan wees op tye, sy kruis blymoedig sal opneem en sal lewe in U teenwoordigheid en in U liefde. Ons bid dit in die een uit wie ons verlossing ontvang, in die naam van Jesus alleen. Amen. Ek vra dat Dirk en Marike vorentoe sal kom, dat ons vir hulle net die vrae kan vra. Dirk en Marike, julle het gehoor dat die doop 'n instelling van God is, om aan ons en ons kinders sy verbond te verseël. Daarom moet ons nie hierdie uit gewoonte of uit bygelowigheid uitdoen nie, maar uit geloof uit. En om dit te openbaar en te sien wat julle gesindheid is, moet julle van julle kant af opreg op hierdie vrae antwoord. Eerstens, alhoewel ons kinders in sonde gebore en ontvang word en daarom aan allerhande ellende en aan die verdoemenis self onderworpe is, bely julle nogtans dat hulle in Christus geheilig is en as lidmate van sy gemeente behoort gedoop te word. Tweedens, bely julle die leer van die Ou en die Nuwe Testament, wat in die artikels van die Christelike geloof saamgevat is en in die Christelike kerk hier geleer word. Bely julle dat dit die ware en die volkome leer van saligheid van ons redding is. En derdens, beloof julle en neem julle voor om vir Emil, van wie julle die vader en die moeder is, wanneer hy dit kan verstaan, in die genoemde leer na die beste van julle vermoë te onderrig en te laat onderrig. Wat is hierop julle antwoord? Dis goed. Ons vra dat Emil nou vorentoe kom. Hy kom van agter af voor ons. Julle kan bietjie nader staan. Emil Kreer, ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Kan ons saam bid en dan gaan ons daarna saam die seën vir hulle toesing. Kom ons bid saam. Ewige God, dankie vir hierdie wonderlike voorreg dat ons kan sien hoe klein Emil hier gedoop word, hoe ons net kan getuig van U liefde in ons lewens, van U verlossing, hoe U ons skoon was. Mag dit in sy lewe so van toepassing wees. Mag U vir Dirk en Marike begelei om geloofs- en verbondsouers te wees wat vir hom leer van U. En ons bid dat U met elkeen van ons ook sal wees, dat ons die doop sal aanskou as sigbare woordverkondiging, as sigbare tekens van U verlossing in ons lewens ook. Ons dankie vir alles wat U vir ons doen, ons dankie vir die verlossing in Jesus Christus. Ons bid dit in sy naam alleen. Amen. Kan ek vra, kom ons staan en dan sing ons Psalm 105 vers 5 saam. All
Ons lees vandag saam uit Handelinge 2 uit. Daarvan gaan ons verse 1 tot 13 lees. Ons het laasweek Handelinge 1 gelees van hoe die disippels moes gewag het op die belofte van ons Here Jesus en nou lees ons van die vervulling daarvan en hoe die Here gesê dit wat gaan gebeur besig is om te gebeur hierso ook. Handelinge 2 vanaf vers 1 tot 13. Toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek bymekaar. Skielik was daar 'n geluid uit die hemel soos van 'n geweldige stormwind, en dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. Hulle het iets soos vuur gesien, wat in tonge verdeel en op elkeen van hulle gekom het. Almal is met die Heilige Gees vervul, en hulle het in ander tale begin praat, soos die Heilige Gees het onder hulle gegee het om onder sy leiding te doen. Daar het godsdienstige Jode uit al die nasies onder die son in Jerusalem gewoon. Toe die mense die geluid hoor, het 'n groot skare saamgedrom. En, omdat elkeen gehoor het hoe daar in sy eie taal gepraat word, het hulle nie geweet hoe hulle dit het nie. Verras en verbaas sê hulle toe, die mense wat daar praat is tog almal Galileërs. Hoe hoor elkeen van ons dan sy eie taal? Perse, Medeërs en Elamite, sowel as die inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadosie, Pontus en die provinsie Asië, Frigië en Pamfilië, Egipte en dele van Libië om Sirene, mense uit Rome, Jode sowel as heidene wat die Joodse geloof aangeneem het, Kretensers en Arabiere. Ons hoor hulle in ons eie tale praat oor die groot dinge wat God gedoen het. Hulle was almal verbaas en uit die veld geslaan. Party het vir mekaar gevra, wat kan dit tog beteken? Maar party het gespot en gesê, hulle is dronk. En dan lees ons van hier af, hoe Petrus opstaan en hy dan het vertel dat dit Jesus Christus is wat hierdie laat gebeur het. Die een wie hulle gekruisig het uit die dood uit opgestaan en hy regeer en is in hom wie hulle moet glo. Dan is daar 'n hele klomp gelowige mense in Jerusalem wat tot geloof kom. 'n Wonderlike geleentheid. Liefdes, soos ons reeds gesê het, het ons laas Sondag gehoor hoe die apostels gewag het op die belofte van Jesus. En nou lees ons van die Pinksterfees wat aangebreek het. Ons verstaan Pinkster as die dag waarop die Heilige Gees uitgestort word. Maar vir die Jode het hierdie dag al reeds betekenis gehad. En nou kan ons vra, hoekom het God besluit om op hierdie dag sy Heilige Gees te stuur om uitgestort te word? So Pinkster, oftewel, as ons na die Engels kyk, Pentekost, beteken eintlik letterlik net die 50ste, soos wat Penta 50 beteken. Dit wys op die 50ste dag na Paasfees, en dit dui op 'n baie spesifieke fees vir die Jode, naamlik die fees van die eerste vrugte. Dit was 'n oesfees. Hierdie fees het bestaan uit, hierdie fees se besonderhede was dat wanneer die nuwe oes begin ryp word het en begin inkom het die Jode hierdie fees gevier om eer aan die Here te betoon, as die onderhouder van hulle lewe en die een wat sorg vir hulle fisiese behoeftes en die oeste. So hulle het saamgekom en hulle het die eerste gedeeltes van hulle oes vir die Here geoffer en het fees gevier, want die Here is die een wat alles in stand hou. Vir die Jode, in die tussentestamentêre tyd, in daai 400 jaar tussen die Ou Testament en die Nuwe Testament, het hulle ook hierdie fees op 'n ander manier begin vorm. Hulle het vier. Hulle het gedink dat, of dit het 'n ander vorm aangeneem, omdat hulle geglo het dat 50 dae na Paasfees het die Here die wet aan Moses gegee op die berg Sinaï. So hulle het hierso ook begin nadink aan hoe die Here van bo af ondertoe gekom het om sy woord bekend te maak, om sy wet te gee, om sy volk te skep. Dus is hierdie fees eerstens een van die eerste vrugte, die eerste gedeelte van die oes kom in en hulle vertrou die Here dat die res van die oes gaan inkom. En dan ook 'n viering van die Here wat sy wet gegee het aan die volk wat
'n groep mense bymekaar geroep het en gesê het, julle is my kinders, julle ontvang my wet en my woord, julle gaan vir my lewe. So reeds hierin begin ons ietsie sien van hoe niks toevallig is vir die Here nie. Eerstens, dis 'n dag waarop die eerste vrugte van die Here se groot oes inkom. So ons sien hierso van die eerste bekeerdes later in Handelinge. Hulle het die woorde van die Here gehoor, het aangeneem. Die Here se oes dis die eerste vrugte van sy oes. Hy's besig om die mense te oes vir hom. En dan gaan dit ook daaroor dat die Here van bo af onder toe kom. Hy kom om tussen ons te woon. Hy kom om sy wet op ons harte te skryf. Esegiel 36 vers 27 maak dit eintlik nogal bekend. En ek vra om verskoning, ons gaan nogal terugverwys na die Ou Testament toe ook vandag, so julle moet maar net byhou. Maar Esegiel 36 vers 27 sê, Here, ek sal my gees in julle gee en ek sal maak dat julle volgens my voorskrifte leef en my bepalings gehoorsaam en nakom. Is die klank reg? Net seker maak. Okay. So Esegiel 36, ek sal my gees in julle gee en ek sal maak dat julle volgens my voorskrifte leef en my bepalings gehoorsaam en nakom. So, dis nie meer die uiterlike wet nie, dis die innerlike wet wat die Here op ons harte kom skryf. En dan Jeremia 31 vers 33, ek sal my woord op hulle harte skryf en dit in hulle gedagte vas lê. So reeds hierso sien ons iets van hoe die Here kom en met sy gees in ons begin werk en sy wet op ons harte plaas. En kom ons kyk na die gebeurtenisse ook van hierdie Pinkster. Op hierdie dag is die apostels wagtend by mekaar, soos wat ons geleer het. En dan lees ons in vers 2 dat daar skielik 'n geluid gekom het. Dit was nie iets wat hulle beplan het nie. Hulle het gewag op die Here en skielik kom daar 'n geluid uit die hemel soos die van 'n geweldige stormwind. Tesame met dit het hulle iets soos vuur gesien, wat in tonge verdeel het en die hele vertrek waar hulle gesit het vervul het. Nou ons as moderne mense is baie geneig om die bonatuurlike te wil ontken. Ons probeer so hard om verduidelikings vir alles wat ons nie verstaan nie te soek. Ons glo ons kan met ons rasionele denke alles uitwerk en sin aan alles gee. En dan kry ons alweer mense wat heeltemal aan die ander kant is, wat glo dat alles half 'n mystieke karakter het, mistisisme, dat niks rasioneel of vas is nie. Maar hierso sien ons dat die Here nie op sy baie spesifieke manier aan die disippels openbaar dat hy die waarheid is. Hy wys aan die disippels iets van die bonatuurlike, iets van hy wat agter die skerms aan die werk is. Maar hy help hulle ook om te verstaan wat hier aan die gang is. En dis wat die Heilige Gees in ons harte doen. Ons mag dalk baie goed in ons lewens beleef wat ons nie verstaan nie. Maar dan kom die Here en hy wys vir ons die waarheid. Hy wys vir ons die agter die skerms prentjie. Hy openbaar aan ons. Hy gee vir ons geloof. So baie van geloof kan soms vir ons baie verwarrend en kompleks wees, maar tog gee die Here vir ons geloof. Die Here gee hier 'n blik op sy werking en hy doen dit dan deur 3 verskynsels wat natuurlik plaasvind. Dit is baie belangrik, elke keer wat dit genoem word hierso is dit dis soos wind, dis soos vuur en is soos spraak. Die spraakgedeelte het letterlik gebeur, maar die wind wat voorkom, wat daar is en die geluid wat hulle hoor en alles is die Heilige Gees se openbaring daar tussen hulle. En hierdie verskynsels was nie natuurlik nie, dit was bonatuurlik. Die geluid was nie wind nie, maar dit het so geklink. Dit wat hulle gesien het was nie vuur nie, maar dit het so gelyk. Die geraas wat hulle gehoor het mense bonatuurlik daartoe in staat gestel om ander tale te praat. Tog het hulle geweet dat dit wat hulle beleef 'n dieper betekenis gehad het as net sintuiglike waarneming. Dit was ongewoon. Dit was 'n kenmerklike gebeurtenis hierdie. En daarom vra die mense wat dit aanskou in vers 12, wat kan dit tog beteken? En dan as ons na die woord kyk, is dit baie duidelik dat hierdie 3 verskynsels, naamlik wind, vuur en geraas, die
of spraak die nuwe tydperk wat aangebreek het verteenwoordig. Die tyd waarin Jesus gesê het, hulle moet wag, waarvoor Jesus gesê het, hulle moet wag, het uiteindelik aangebreek. Daarom is dit net reg dat ek dink ons saam kyk na hierdie 3 verskynsels en wat dit beteken. So ons gaan vandag kyk na wat beteken die wind, wat beteken die vuur en wat beteken dit dat mense in tale begin praat het. Ons kyk eerstens dan na die wind. Die geluid wat soos die van 'n geweldige stormwind is, verteenwoordig die krag wat gelowiges ontvang om getuies van hom te wees. In Lukas 24 vers 49 sê Jesus, ek sal die gawe wat my Vader beloof het vir julle stuur, maar julle moet in die stad bly totdat julle met die krag van bo toegerus is. So die Heilige Gees se krag, hierdie wind, iets soos wind wat waai, is daar om te wys hoe kragtig die Here ook is, en dit gee vir hulle die krag en die moed om te verkondig en te praat. En in Handelinge 1 vers 8 lees ons ook, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria, en tot in die uithoeke van die wêreld. Wat verteenwoordig wind in die lewe? Ek dink baie van ons het laas of 2 weke terug met die storm gesien, wind is kragtig. Wind kan 'n verskil maak, wind bring verandering. Dit vee plat of dit lig op. Die Heilige Gees openbaar homself hierso in 'n wind om te wys dat hy hulle toerus om krag te hê. Dan kyk ons verder, wat is die hoofdoel van hierdie wind? Wat is die hoofdoel van die Heilige Gees? Hulle ontvang krag om Jesus te verkondig. Die Heilige Gees kom en gee ons die krag om in die evangelie van Jesus te glo. Hy gee ons die krag om dit te verstaan. Hy kom en gee ons die krag om dit te verkondig. En dan die eerste ding wat die apostels doen wanneer hulle krag ontvang van die Heilige Gees af, was nie om te kyk watter wonderwerk hulle kan doen of watter bonatuurlike krag hulle ontvang het nie. Dis nie soos 'n superheld storie, so Superman of Spider-Man waar hulle kan kyk of hulle kan vlieg of by mure opklim wanneer hulle nou krag ontvang nie. Nee, die lewe is anders. Die Heilige Gees werk anders. Wanneer hy oor die apostels kom en in die apostels begin werk, dan draai hy die fokus weg van hulle af. Hy draai die fokus na Jesus Christus toe. Wanneer die Heilige Gees in ons is, ontvang ons die krag om Jesus te verkondig. Die Heilige Gees is die groot getuie. Hy kom sê in ons dat dit wat met Jesus gebeur het, die waarheid is. Jesus het gesterf en uit die dood uit opgestaan, opgevaar na die hemel, en hy sit aan die regterhand van God en hy regeer oor ons. Deur die Heilige Gees wat ons laat glo in sy woord. En ons kan so dankbaar wees vir hierdie. Ons is in onsself so swak. Deur ons eie krag is ons nie daartoe in staat om die wonder van Jesus se verlossing en opstanding te begryp nie. Sonde maak ons oë donker, sonde maak dat ons nie die Here kan raak sien nie. Maar die Gees help ons verstaan. Die Gees maak ons oë oop. Die Gees help ons om die wonder van die Here se woord te sien. Te hoor hoe praat God met ons. En hy gee aan ons ook nuwe lewe. In Genesis 2 vers 7 lees ons dat die Here God het, toe hy die mens gevorm het uit stof van die aarde. In Genesis 2 vers 7 lees ons dat die Here God het toe die mens gevorm uit stof van die aarde en lewensasem in sy neus geblaas, sodat die mens 'n lewende wese geword het. Die Heilige Gees het wind in Adam ingeblaas. Die Heilige Gees het aan Adam lewe gegee. En dan weet ons wat daar gebeur met die sondeval en dat die mens teen die Here draai en dat dit opbou na Jesus toe. En dan kom Jesus as die tweede Adam, die perfekte mens, en hy gee aan ons nuwe geestelike lewe. En ons word deur die Heilige Gees herskep van binne af buite toe. Hy blaas geestelike lewe in ons in.
Gee aan ons die krag om in Jesus te glo. In Esegiel 37, dis 'n pragtige gedeelte, maar dit sê dat die Here aan Esegiel 'n visioen van 'n vallei vol dooie bene gee. En daai vallei is dood. Daar's nie 'n greintjie lewe daarin nie. En dan kom die Heilige Gees uit al die 4 windstreke uit en blaas in die dooie bene lewe. En dis wat met ons gebeur wanneer die Here ook in ons lewens werk. Hy vat ons, haal ons uit ons sondige dood uit en hy gee aan ons hierdie wonderlike lewe. En boonop dit gee die Heilige Gees ons dan die krag om te getuig van Jesus. Dit is duidelik in Petrus se toespraak op hierdie dag in die verse van hierdie gedeelte. Petrus het vol van die Heilige Gees getuig van Jesus. Petrus het gepreek uit die woord uit. Die Heilige Gees het hom help verstaan hoe die Ou Testament wys op Jesus en vervul is in die Here Jesus. Ons moet verstaan, die enigste woord wat hulle hier gehad het, was op die stadium net die Ou Testament. So hierdie gedeeltes is eers later deur die Here se leiding vir ons opgeteken. Maar die Heilige Gees het so in Petrus gewerk, dat hy alles wat in die Ou Testament van Jesus gestaan het, kon insien, en kon getuig, en sê hierdie Jesus, hierdie een wat God beloof het, hierdie een van wie ons leer, van die begin af tot hierso, hy het gekom en hy het opgestaan. So ook moet ons dan ook besef dat ons lewe en krag ontvang van die Heilige Gees af om verander van Jesus te vertel. Hier in Bellville Oos, in Suid-Afrika en Afrika, in die wêreld waar ook al ons heen gaan, ons hoef nie bang te wees nie. Ons hoef nie te dink dat ons te min weet of minderwaardig is nie, want ons is minderwaardig en ons weet te min. Maar die Heilige Gees gee aan ons die krag om die evangelie deur ons krake te laat skyn. Hy gee aan ons die krag om ander te vertel van hom. En dan ook het ons vandag die groot voorreg om belydenis van geloof te sien. Om te getuig van hoe die Heilige Gees in ons werk. Om hierdie jong gelowiges wat die Here geroep het, te lei om te sê, ek glo in Jesus Christus, ek glo dat hy my verlosser is, ek glo dat hy my saligmaker is. Ek glo dat ek krag ontvang om as 'n gelowige in hierdie wêreld te lewe. Wanneer ons met die Gees vervul word, dan laat God ons sy waarheid verstaan. Dan word die sluier van die sonde oor ons verstande gelig en kan ons werklik God sien vir wie hy is. Die tweede teken was dan die vuur. Nou, waarop wys vuur? Eerstens, dit kan onsuiverhede wegbrand en dit kan maak dat edelgesteentes agterbly of goud agterbly. Dit wys op suiwering, dit wys op God se heilige teenwoordigheid, dit wys daarop dat God nie die sonde verdra nie, dat hy alles wegbrand. In Jesaja 6, wanneer Jesaja met die Here se heilige teenwoordigheid gekonfronteer word, kom daar 'n serafs of 'n boodskapper van die Here met 'n gloeiende kool, 'n warm brandende kool, en dit raak sy mond aan en sê, jou woorde is nou gesuiwer. Jy is skoon gebrand. Hierdie kool wys hoe Jesaja gesuiwer word in God se teenwoordigheid. Nou mag ons vra, hoe word ons gesuiwer? Want ons het nie 'n klomp kole wat ons hier ronddraai en mense se monde mee brand nie. Nee, dit wat Jesus doen, suiwer ons. Dit wat Jesus vir ons gedoen het ons skoon gebrand. Ons sondes is weggebrand deur God se straf op sy eie seun daar aan die kruis. En nou is ons deur hom gereinig. In Jesus. Wat 'n groot voorreg is dit nie? Wat 'n groot voorreg is dit nie om te weet dat ons kan lewe in God se teenwoordigheid. Soos ons is, kan ons nie staande bly nie. Soos ons is, word ons platgevee en vernietig. Maar God het ons so lief dat hy in Jesus ons suiwer. So die Heilige Gees wat soos vuur afkom, wys op die suiwering wat plaasgevind het in Jesus Christus. En dis wat ons ook hier verkondig met die doop vandag.
Jesus se dood suiwer ons siele en daardeur word ons God se kinders gemaak. Nou ek weet dit is vuur en water, maar dit het albei dieselfde doel in hierdie konteks. Vuur brand ons skoon, water was ons skoon. Dit wys in ons hoe ons deur God skoon gewas word. Esegiel 36 sê dat God reinigingswater oor ons sal uitgooi, sodat ons skoon gewas sal word. Hy sal vir ons 'n nuwe hart en 'n nuwe gees gee, en hy sal sy Heilige Gees in ons laat woon. Nuwe harte en nuwe geeste vir die Here. En alhoewel soos wat ons reeds gesê het, water en vuur is die teenoorgesteldes van mekaar, maar dit dra dieselfde betekenis in hierdie opsig, en dis wat ons kan verstaan rondom die doop. En dan die vuur wat in tonge neerkom is ook merkwaardig. Ons gaan nou verder praat oor die verskillende tale, maar die vuur wat op elkeen neergekom het en dit wat daarop gevolg het, naamlik om ander te vertel van die wonders van God, getuig daarvan dat God se gees nie meer net op spesifieke gelowiges neerkom nie. Want in die Ou Testament lees ons op plekke van die Heilige Gees het mense vervul en hulle het as profete opgetree, of die Heilige Gees het selfs die mense wat die tabernakel gebou het vervul, sodat hulle kan weet presies hoe hulle die plek moet bou, of dit het konings vervul. Maar hierso is dit nie meer net spesifieke mense nie, dis almal. Almal wat in Jesus glo, ontvang die Heilige Gees. Almal wat in Jesus glo, ontvang 'n gawe van die Heilige Gees af. Elkeen is nou in Christus gesalf tot 'n priester, 'n profeet en 'n koning deur die Heilige Gees. Dan die laaste aspek waarvan ons leer is verskillende tale. Dit is so mooi want dit wys aan ons dat God die evangelie oopgemaak het vir mense van alle volke en tale om sy woord te hoor. Hoe lyk die eerste lofprysingsgeleentheid nadat die Gees uitgestort word en oor almal kom? Is dit uitsluitlik 'n Hebreëse of 'n Arameese of 'n Griekse geleentheid? Nee, dit was in verskillende tale, almal wat oor dieselfde waarheid gepraat het. Op hierdie Pinksterdag is dit 'n lofprysingsgeleentheid tot die Here. Dit was eintlik soos 'n kerkdiens. En hulle vertel van die Here se groot dade in verskillende tale. Op hierdie Pinksterdag skep God vir hom 'n volk wat nie afhanklik is van taal of kultuurgrense nie. God kom van bo af en God kom daal neer van bo af en hy kom nie net vir die Israeliete nie, hy kom vir almal, want in Jesus is dit vervul. Jesus sê ook self, in Judea en in Samaria, tot in die uithoeke van die wêreld, sal mense my woord hoor. So mooi is dat dit 'n terugkeer is eintlik na hoe dit was in die begin, in die perfekte wêreld van die Here. In Genesis lees ons met die toring van Babel dat die hele wêreld een taal gepraat het. Die mensdom wou spog oor sy eie vermoë en sy grootheid en het besluit om 'n toring te bou as 'n monument vir menslike vernuf en kundigheid. Die mens wou sy veiligheid in sy eie krag vind. Maar God het dit so laat gebeur dat mense in verskillende tale begin praat het. En dan kom die Here en dan herstel hy dit weer. Hy sê, met die uitstorting van die Heilige Gees, dit gaan nie oor jou nie, dit gaan nie oor ons as mense se goedheid en grootheid nie, dit gaan nie oor die torings wat ons kan bou nie, dit gaan oor Jesus. Dit gaan oor ons koning, dit gaan oor die een wat in beheer is. En deur hierdie magtige dade het die Here dit so laat gebeur dat daar 'n hele menigte mense geoes word vir sy koninkryk. Hier waar hulle die fees van die eerste vrugte vier, hier waar hulle op 'n fisiese manier offers gebring het aan die Here om te sê, hier is ons eerste vrugte, maar ons weet u gaan sorg vir die res van die oes. Hier oes die Here die eerste gelowiges. Dit laat ons ook vorentoe kyk, dit laat ons erken dat ons nou lewe nog in die tyd van die eerste vrugte. Ons is die eerste vrugte. Maar daar kom 'n tyd wat alles volkome gaan wees. Daar kom 'n tyd wat almal voor die Here te staan gaan kom en ons gaan kan vashou aan hom en sê ons glo in U. En dan gaan alles wonderlik in die Here se teenwoordigheid wees.
Maar wat verder opvallend is van al hierdie tale wat gepraat word, is dat dit ongelukkig so is dat in ons tyd en era kultuur toenemend 'n brandpunt word in ons samelewing. Lande probeer meer nasionalisties van aard wees en talle mense lewe vanuit 'n perspektief uit van kultuur en taal eerste, dan eers geloof. Amerika eerste, dan geloof. Afrikaner eerste, dan Christendom. Chinees eerste, dan geloof. Dis die boodskap wat in die wêreld verkondig word. Ons grense word toegemaak. En ek weet daar's 'n hele klomp sosio-politieke en ekonomiese redes vir die rede dat dinge ontwikkel het in die rigting wat dit doen. Maar die Here wys hierso vir ons dat geloof die enigste ding is wat al hierdie probleme gaan oplos en ons saambind. Wanneer die Gees in ons werk, breek hy hierdie skeiding af. Hy sê aan ons identiteit lê eerste in Christus, dan eers ons kultuur. Kultuur is wonderlik, ons waardeer dit. Dit is 'n mooi ding wat die Here vir ons gee, diversiteit. Maar ons identiteit lê eerste in Christus. Die moeilike waarheid wat ons moet aanvaar is dat 'n ongelowige of 'n persoon wat nie Afrikaner is nie, wat in Jesus glo, is iemand met wie ons meer ingemeen het as 'n ongelowige Afrikaner. 'n gelowige Angolees of 'n gelowige persoon van enige plek in die wêreld af, of 'n Chinees of 'n Amerikaner, of julle weet hoeveel volke daar buite is. Ons het meer met hulle in gemeen as met 'n ongelowige Afrikaner. En dit bevestig, die Heilige Gees bevestig vandag weer opnuut hierso dat ons moet verkondig daar waar ons is. Ons kan nie net gaan terug lê op ons kultuur en op ons tradisies nie. Jesus Christus is die een wat kultuurgrense afbreek. Jesus Christus is die een in wie ons verenig moet word. Geliefdes, dit bring ons by die vraag, is hierdie tekens van die Gees se teenwoordigheid in ons lewens hier teenwoordig? Is die Gees hier aan ons, tussen ons aan die werk? Wil ons vir ander vertel van die wonders van ons Here, van die wonders van Jesus? Hy is definitief hierso. Hy bemoedig ons, hy versterk ons. Moenie twyfel in die krag van die Heilige Gees nie. Dit sal so verkeerd wees om te dink hy is nie hierso nie. Want wat is sy hoofdoel in ons lewens? Hy wys ons op Jesus. Hy laat ons in hom glo. Hy laat ons hom bely met ons hele hart, siel en verstand. Hy reinig ons sodat ons in God se teenwoordigheid kan leef. Hy gee aan ons die krag om sy boodskap te verkondig. En nie net vir ons eie mense nie, maar vir almal naby ons, maar ook tot in die uithoeke van die wêreld. Die vraag is, wanneer ons oor Jesus praat, wanneer ons hom verkondig, wanneer die Gees in ons werk, wat is ons reaksie hierop? Is dit om, soos sommige mense te sê, hierdie mense is vreemd, hulle moet dronk wees? Wat ons hier in Handelinge lees? Of wanneer ons na die Gees se werking kyk en ons kan ons net sê, dank die Here dat ons meer van Jesus kan leer. Dank die Here dat ons die voorreg het om hom te leer ken. Dank die Here dat ons die vreugde van die ewigheid nou reeds hier kan beleef en dat die Heilige Gees ons bymekaar bind. Vandag is 'n oproep vir ons as 'n gemeente om bekend te staan as een waarin daar herlewing plaasvind, as een waarin die werking van die Gees duidelik is, as een waar mense verkondig van die Here. As die een waar ons gawes wat ons van die Heilige Gees af ontvang het gebruik word, waar daar na gelowiges gekyk kan word en mense kan sê, hulle tree as profete op, hulle vertel van Jesus, hulle tree as konings op, hulle heers so verantwoordelik en wonderlik in opdrag van die Here hier oor aarde. Hulle is priesters want hulle weet dat hulle lewens 'n offer is vir die Here, deur Jesus Christus se offer.
Ons moet bid vir die Heilige Gees se teenwoordigheid. Ons moet bid dat die Heilige Gees ons elke dag Jesus se wonder sal laat sien. Hou vas aan hierdie 3 tekens van Pinkster as 'n riglyn. Verkondig die Here se woord. Weet dat jy die krag ontvang. Weet dat hy vir ons gereinig het. Dat dit nie uit jou eie krag uit is wat jy dit doen nie. Wind, vuur en tale, verkondiging. Moenie bang wees om vir ander mense te vertel van die Here nie. Die apostels was ook net normale mense, maar hulle het krag van die Here af ontvang. So ook sit die Here dit voort vandag in ons lewens ook. Hou vas aan die Here en dank hom dat ons die Heilige Gees het om ook tussen ons te woon. Amen. Ons gaan nou oor na die geloofsbelijdenis gedeelte toe en Bram gaan dit vir ons doen omdat hy ook 'n besonderse pad met hierdie drie mans gestap het. Baie dankie Dominee Jaco. Broers en susters, net vinnig sê dit is wonderlik om te beleef hoe die Heilige Gees werk. En hoe ouer mens word, hoe meer besonder is dit om te sien hoe die Gees ook werk in jonger mense se lewens. Mens is baie keer besorg as ouer mense. Wat gaan word van die jeug? En dan sien ons met die Gees hou nooit op werk nie. En is so kosbaar en daarom vra ek nou vir Stian om na vore te kom en Heinrich. Aiden. Maar ek gaan sommer vra Elrika dat julle ook saam kom staan saam hier voor en Andri, Shanae, kom staan sommer hier saam, julle kan sommer hierdie kan staan. Gemeente van ons Here Jesus Christus. God het in Jesus Christus, ons Here, die verbond van genade met ons en ons kinders gesluit. En as kinders en erfgename het ons deel in die volle rykdom en die weldade van die verbond, maar ons word ook tot gehoorsaamheid van die verbond geroep. Met ander woorde, ons baie mooi gesien by die doop, hoe die Here 'n belofte maak en sê, maar hy is ons God. Ook vir 'n klein babietjie. Maar dat ons ook later in ons lewe tot gehoorsaamheid geroep word en sê, ons aanvaar hierdie verbond met die Here. En dis nou hier gebeur. En juist daarom met hierdie 3 jong manne, tot die nodige insig gekom het, wil hulle ook graag hulle geloof hier openlik bely. En hulle moet ook hulle voorneme bekend maak, om deur die krag van die Heilige Gees, die verbondsgemeenskap met God te onderhou. En juist daarom gelei deur die Heilige Gees, van God en sy woord, het hierdie broers, die kerkraad gevra om hulle geloof hier openlik te bely. En hulle is behoorlik onderrig, en hulle is ondervra, en die kerkraad is daarvan oortuig, dat elkeen van hulle toegerus is om so 'n persoonlike belydenis ook te kan maak. En daarom word elkeen van hulle afsonderlik die geleentheid daarvoor gegee. En julle is nou hier voor die aangesig van God, en hier in die midde van sy gemeente, om julle geloof te bely. En daarom versoek ons julle om in alle opregtheid ook op hierdie volgende vrae te antwoord. In die eerste plek, glo julle in die enige ware God, Vader, Seun en Heilige Gees, in wie se naam julle ook gedoop is. Die tweede vraag, glo en bely julle, dat al is julle in sonde ontvang en gebore, en al is julle nog steeds in alle boosheid tot alle boosheid geneig, julle tog in Christus geheilig, en deur die Vader tot sy kind aangeneem, en deur die Heilige Gees tot 'n nuwe gehoorsaamheid opgewek is. In die derde plek, glo en bely jy dat die Ou Testament en die Nuwe Testament die woord van God en die volkome leer van die saligheid is, soos dit ook in die belydenisskrifte van die gereformeerde kerke uitgedruk word en in die kerk hier geleer word. In die vierde plek, neem jy jouself voor om deur die genade van God in hierdie leer tot die einde van jou lewe standvastig te volhard, om hierdie verbondsgemeenskap met God te onderhou, om hom van harte lief te hê en in gehoorsaamheid in sy woord te dien. Neem jy ook voor om van die wêreld en sy begeerlikheid af te sien, om jou lewe en jou saligheid buite jouself in Christus te soek,
en om so hierdie belydenis van jou met 'n godvreesende lewe ook te bevestig. En die laaste vraag, beloof jy terwyl die volle gemeenskap in die kerk van Christus nou vir jou ontsluit word, om as 'n lewende lid van die kerk die bediening van die woord en van die sakramente ywerig op te soek, om jou gawes gewillig en met vreugde tot nut en saligheid van die ander lidmate en tot die uitbou van die koninkryk van God te gebruik. Beloof jy verder om jou in die Christelike vermaning en tug te onderwerp, as jy in leer of lewe sou oortree? Aiden, vra vir jou eers, hoe antwoord jy op hierdie vraag? Stian en Heinrich. Waar julle hier openlik julle geloof bely en God se verbondsbeloftes wat in julle doop verseël is aanvaar het, moedig ons julle ook aan om hierin te volhard. In die naam van ons Here Jesus Christus, heet ons julle hartlik welkom in die volle gemeenskap met die volk van God. God van alle genade het ons tot sy ewige heerlikheid in Christus Jesus geroep en mag hy self, nadat ons 'n kort tyd gelei het, jou tot volmaaktheid bring, jou bevestig, versterk en grondves. Aan hom die heerlikheid en die krag tot in ewigheid. Amen. Geliefdes, soos ons die gebruik het, ons 'n klein dingetjie het oorhandig. Dingetjies. Eerstens 'n sertifikaat aan Stian eerste en Aiden en Heinrich, baie geluk. En nog so 'n klein ietsiekie hierso. Soos van tevore genoem, by gebrek aan 'n ander woord, die Evangelie Estate. Net weer herinner waar dit staan, die Evangelie van God wat volmaak in sy heiligheid is, die mens in sonde geval het, Christus wat sy liggaam en sy bloed geoffer het, sodat ons kan lewe. Ons is skoon gewas deur die Gees, ons moet groei in die geloof en die heerlikmaking wat eendag op ons wag. En mag julle hierdie erns neersit en daarna kyk en onthou vir hierdie spesiale dag ook, en ook hierdie belofte wat julle hier voor die Here en sy gemeente gemaak het. Ek gaan gou geluk wens en dan wil ek graag vra dat ons staan, vir hulle saam sing die woorde van Psalm 134 vers 4. Goed, kom ons staan. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons dank U Here vir soveel genade wat U in ons lewe betoon. En die krag van die woord wat getuig van die Gees wat werk. En dat dit nie net leefwoorde is nie. Dat U Gees wat oor die kerk uitgestort is, steeds werk. Dat die Gees ook in elke lidmaat hier se lewe werk. Dat U ons die nuwe lewe gee, dat ons weergebore word, maar dat U ons ook laat groei in die geloof. En ons dank U Here vir so groot seën en genade om te mag beleef op hierdie dag. Ek wil graag bid vir Aiden, en vir Stian, en vir Heinrich. En ons bede is dat U hulle sal begelei op hulle pad. Mag hulle elke dag besef wat dit beteken om hulle kruis op te tel, en U te volg. Mag beleef wat dit beteken om gehoorsaam te wees aan die Gees. Om nie te bedroef nie, maar gehoorsaam te leef tot die eer van U naam. Wil julle tog seën en hulle bystaan in hierdie tyd? Ons dank U Here vir genade op genade en ons loof en ons prys U naam daarvoor. Amen.
Baie dankie Bram, is so wonderlik om hierdie te beleef. Ek dink ons is almal baie bevoorreg om vanoggend ook hier so saam te sit en dit te kan aanskou die Here werk in ons. Die offergawes word by die deure opgeneem en dit is vandag vir die diakonale kas en die teologiese studentekas. Ons gaan nou afsluit met skrifberuiming 8-2, is 'n beruiming van hierdie gedeelte. En ons gaan vers 3 onbegeleid sing. So as die orgel ophou speel, vers 3 hou net aan sing. Anne-Marie het 'n mooi voorstel gemaak daarso. Ons lees vers 3 saam. Toe was dit op die dag van fees dat hulle vervul is met die Gees. In loftaal het hulle uitgebreek, net soos die Gees dit uit laat spreek. Kom ons sing skrifberuiming 8-2 verse 1-5. Net vergeet om nou te sê, maar ons het vanaf die gemeente af 'n doopbybel vir Dirk en Marika en spesifiek vir Emil gegee en ons bid dat dit sy gids sal wees deur die lewe ook verder. Geliefdes, ontvang die seën van die Here. Genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom. En van die 7 geeste voor sy troon en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood uit opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Amen.
Amen.